So op vanaand se spyskaart op die koue aand maak ek venison shank met lekker bildsvleis. Ek weet dit is nie almal se ding nie, dis 'n baie spesifieke smaak, maar ons is mal daaroor. En dit is redelik bekostigbaar. Ek moet sê teen R120 'n kilo. Ek het so 3 kilos wat ek maak. Dit klink baie, maar ouens is skoolvakansie, so die kinders gaan nog steeds alles eet en hulle gaan môreoggend alweer vir my vra wat eet ons. En dan is dit venison shank. Ek gaan hom ook in my drukpot maak. Baie mense het my gevra wat se drukkoker ek het. Hierdie is 'n Bennett Reed en hy's 10 liter groot. So dit is 'n redelike groot size wat genoegsaam is dan vir ons gesin. So ek het 2 medium eie wat ek gaan sautei in my drukpot soos wat ek maar altyd begin. Ek gaan wel 'n bietjie knoffel bysit, maar ek gaan dit later insit nadat hierdie gekarameliseer is, want anders brand jou knoffel en dit is nie so great. Dan gaan ek my sous bymekaar gooi. Ek gaan eers al die natbestanddele doen. Dit is waarin ek dit gaan kook. Ek gaan nog nie my verdikkingspoeiers bysit nie. Ek persoonlik hou van die tomatiebreedie van Rooikou. Hy werk vir my baie goed. My enige bruin eie sop kan ook great werk, so ek het hierdie altyd op standby. As daai nie genoeg of dik genoeg kook nie, dan gooi ek 'n bietjie van hierdie by en dit werk net so great. So vir my natbestanddele het ek 2 blikkies, neem nou maar aan, ek het 10 kg vleis. So julle gaan waarskynlik minder gebruik, maar ek het 2 blikkies tamatie wat ek gaan met mekaar gooi, bietjie Worcestershire, rooiwyn, 'n beefstock. Hierdie is nou in 'n paar maande se fancy beefstock, so hy's klos vir liquid en ek love dit. Maar gewone daai cubes wat jy koop gaan ook great werk. Tomatenpaste, baie belangrik. As jy nie tomatenpaste het nie, ek vervang hom sommer met olive. As jy olive in die huis het, dit gee baie dieselfde smaak. So dis ook fyn. En dan ek sit 'n titseltjie heuning by. Baie mense gebruik breinsuiker en jy hoef glad nie suiker in te sit nie. Ek weet ek word gereeld aangeval deur die Facebook gesondheidsinspekteurs oor hoe sleg suiker is. So hier's my disclaimer. Suiker en te veel sout is nie gesond vir jou nie, maar dit is lekker. Okay, so dis hoe ek dit maak. Gebruik dit, moet dit nie gebruik nie. Net soos wat jou eie preference is. Dan gebruik ek ook 'n bietjie balsamiek. Ek het vars timie en roosmaryn uit my liefste tuin wat ek net so heel gaan insit. Jy wil hom nie fyn hê nie, niemand wil dit kou nie, dit is maar net vir die smaak om lekker in die vleis in te trek. My groente vir vanaand gaan ek apart doen, soos 'n tipe van veggie bake. Ek het nie veggie bake in die huis gehad nie, maar ek het sommer maar wat ek gebruik is, ek het 'n sakkie hoendersop poeier en 'n sakkie wit eie sop poeier met so 400 ml melk en 'n bietjie kaas en hier gaan op so ietsie. Die rede hoekom ek dit nie gaan saam doen nie is vir beesvleis kook ek of sit ek in die drukpot vir gewoonlik so 40 minute of wat. Hierdie ouetjie wil so 'n bietjie langer gaan. Hy's 60 minute plus. Ek sê plus want ek los hom dat hy natural release ook, so ek quick release hom glad nie. So dan kook ek nog 'n bietjie langer en in daai geval gaan goed soos broccoli en so aan regtig pap kook en ek is te lui om hom oop te maak of al die pressure te laat release, al die groente weer buite sit en weer te wag uit die pressure oor. So ek maak my nou apart met 'n potjie rys. So vir die van julle wat gekyk het, doen ek my beesvleis in die pot. Het ek my verdikking poeiers alreeds bygesit. Dit is omdat hy nie so lank kook en so dit was onnodig om dit apart te doen. Maar in hierdie geval gaan ek nou net die vleis alleen doen en hy gaan redelik lank, so ek wil hê al daai sappe moet lekker in die bult intrek. En dan gaan ek, as ek klaar gekook het, gaan ek die vleis uithaal en dan gaan ek die verdikking bysit met 'n bietjie botter om 'n ryk sous te gee. So julle sal ook agterkom dat ek baie ryker elemente insit as wanneer ek bees kook, soos my tomatenpaste wat ek gewoonlik nie doen met my bees nie, dit kan ek doen nie. En dan natuurlik my rooiwyn wat ek gewoonlik nie bysit nie. En dan ook natuurlik die timie en die roosmaryn. So wildsvleis hou van 'n bietjie 'n ryker smaak. So ek dink hierdie gaan amazing uitkom, maar ja, kom ons kyk. Dit is so sterk. Een vir die ligte was, ek het op dit nou nie. Anyway, okay, ek het nou al die natbestanddele ingehaal met my wyn. My kinders vra altyd vir my, gaan ek vir hulle nou wyn gee vanaand. Die altom kook uit ouens, so moenie stres nie, dis maar net die smaak wat oorbly. Maar ek dink ek gaan so 'n beker ingooi, dink ek. Maar weer eens, ek aai alles maar net so. Eyeball. En proe, ek meen as jy onseker is, proe daaraan. Natuurlik maar nou nie, jou kinders proe as jy nou wyn ingooi voor ek te kook het nie, maar proe jou kos. Hier is so 'n teelepel sout,
En dan gaan ek so 'n bietjie water bysit. Ek sou sê miskien ook nog so 'n koppie. Onthou ek gaan hom nog dik kook na die tyd as die vleis vergaar is. Okay, my eie lyk goed gekarameliseer, so dan kan ek nou my krousbalie bysit en hom bydraai vir so 2 minute. Nog vir 'n bietjie lank op sy eie te braai. Daarna gaan ek die shanks bysit. Knoffel is 'n baie persoonlike saak. Ons love knoffel. So ek het soms so 2 en as ek sê opgehoopte lepels wat ek hier gaan ingooi. Okay, jou groentetyd gaan obviously afhang van hoe groot jou groente is. Myne is redelik fyner gechop, so ek sit hom in vir 50 minute. Maar ek voel as jy groter aardappelstukke het en jy het hom dik geleier, dan gaan ek gewoonlik na 1 uur en 'n half toe selfs. Okay, ek dink ek het nou alles in. Worcestershire heuning, balsamic, wyn, tomatieblikke, stok en tomaterpys. Ek moet dit altyd so recap in my kop, want ek het nie 'n resep nie, ek werk nou so uit my kop uit. Sommige byvoorbeeld vir die mense wat so kranig is om te pra, altyd was ek nie my vleis nie. Nee, ek was nie my vleis nie. En elke 42 jaar van my lewe het nie ek of my ouers of enigiemand ooit vleis gewas nie. En ek was letterlik nog nooit siek van vleis nie. So ek ding nie, en ek moet julle by paar mense praat van die beenstof wat hulle al was. Ek het nog nooit beenstof op enige van my vleis gekry nie. Julle kyk hoe mooi is dit. Daar's nie beenstof nie, daar's nie hare of snaakse goed nie, dis net beautiful shanks. En ek voel dieselfde met enige ander vleis wat ek koop. Ek het dan seker my abonneer koop as jy dit direk van die boer af koop, maar vas seker nog die beenstof of wat ek het. Maar die wat ek koop, verpak is in die supermarkte, is altyd beautiful en skoon. Ek love nie leek, maar ja, ek weet, so dit is amper so skaap. Baie mense hou nie van skaap nie, en ek het nie leek aan tering, maar vir my, I love it. En ja, soos ek julle sê, het klink nou verskriklik baie, maar ek buig op so bietjie meer as 2 shanks per persoon in ons huishouding. En die shanks party is groter as ander, hier is meer been as vleis, en hierdie het nou bietjie meer van 'n vleisie aan. Maar met ons kinders kan ek julle beloof, ek dink nie, ons gaan eers veel oorbly vanmôre nie, as om my vra. Nou is dit tyd vir my vleis. Baie belangrik dat jy jou vleis bietjie braai. Dit maak ook 'n baie groot verskil aan die smaak. Die vleis maak my drukpot so halfpad vol van wat maksimum kapasiteit is, so ek is nog daarom binne die regte kapasiteit vir skossing is. Ons moet maar altyd kyk dat jy nie jou drukpot oorvol maak nie, dit hy gaan vir jou 'n error gee, of moontlik op 'n siening sluit. Okay, julle, my shankies is nou baie mooi bruin gebraai, dit ruik heerlik. So ek gaan nou my sous bygooi. En dan gaan ek hom op 'n hoë druk kook. Dan gaan ek hom los, 60 minute natural release, en dan gaan ek my sousie dip kook. Ek gaan nou vir julle wys. So ons shank is gaar. Julle, dit lyk amazing. So ek gaan nou die shanks uithaal. Die roosmarijn blare haal ek uit. Ek weer is 'n ysdangetjie, maar hy werk goed. En dan gaan ek basies gravy kook. Jo, dan is ek vol van die been af. Ek sê maar net. Yum. Dat mooi lekker. Ek moet vir julle sê 3 kilogram was nou nie so baie nie. En die vleis krimp maar baie. Maar jy afgestel het voor lekker midgie en elke keer. So hierdie is dan nou my 3 kilogram venison shank. Okay, dan gaan ek my 2 sakkies tomatiebreedie poeier die so inkook. Ek sit hom weer op sauté. Omdat my pot klaar warm is, gaan hy redelik vinnig begin kook. En dan behoort hy dik te kook binne so 2 tot 5 minute ek dink. En dit is dit julle. Bon appetit.